Ok, en welkom terug. Ek hoop ek is reg vir hierdie storie. Maar ek gaan deur die verloop hier werk en vir julle wys wanneer daar gebid word en wat gebid word en wanneer wat gebeur met die hele maaltyd. So julle kan dit of oorsigtelik daarna kyk en dit doen net soos wat julle wil. Dis nie 'n vaste ding wat jy net so moet doen en klaar nie. Die ding gaan oor om dit te geniet. Veral ons wat vryheid in Christus het. Ons hoef nie hierdie wette te hou van presies hoe dit moet wees nie. Om die waarheid te sê, as jy gaan lees in die in die Joodse literatuur, dan sien jy daar elke Jood, elke rabbi het sy eie idee oor hoe hierdie ding moet gebeur. Regtig waar. Daar is verskriklike klomp menings. Maar dit wat vir my sin maak en dit wat ek skriftuurlik in die woord kan kry, dit het ek nou al vir my opgestel oor hoe dit eintlik verloop het, veral in die Bybelse tyd. Normaalweg met 'n gewone Sabbat, as die son sak, dan gaan die vrou van die huis, dit is nou hoe die aand begin, eintlik net voor die son sak, dan gaan sy, en dis presies wat sy sou doen, sy sou die kersse aansteek, probeer weer, die kersse aansteek, en dan bid, en sê, dankie Vader, dat U vir ons lig gee, ons eer U, skepper van die hemel en die aarde, ons eer U, Here God, van die heelal, dat U die lig gemaak het, en dan waai sy, asof sy die lig in haar lewe wil inkry, met haar hande, simbolies, om te sê, Here, dankie dat U die lig gemaak het, U is die God wat lig maak, wat die lig vir die wêreld is, en wat ons lewens verlig. En dit is 'n klein stukkie ritueel wat sy doen, en dit daar gelaat. Dan, as die mense nou nader kom om te begin met die ete, dan is dit normaal, soos wat dit sou gebeur, daar's 'n kannetjie met water, lopende water, om jou hande te was, seremonieel, jou voete sou gewas geword het by die deur, maar hier is seremonieel om jou skoon te maak, om te sê ek is nou skoon gemaak, rein gemaak, rein verklaar, en dit sou ook, of die vrou van die huis, of die jongste kind in die huis, sou van plek tot plek gaan, dat die mense in die goedjies hou, dat hulle hande kan was. So, dit is nou en dit is normaal, hoe elke Sabbat begin, en dan verloop het 'n bietjie anders. Julle gaan sien, daar's 4 glasies, 4 heildronke wat ingestel word, hier reg deur die tyd. Terwyl die mense die hande was, dan sal hulle ook bid, elke een van hulle sê, dankie Here, dat U ons skoon was, en dat U ons reinig, dat ons aan U tafel kan kom aansit. So dit is net amper 'n prevelgebed wat elkeen bid, ook 'n simboliese ding. Goed, as almal nou sit, almal het nou aangekom, dan begin die pa of die vader van die huis, en hy begin dan met die eerste heildronk. Julle sal sien, dis ingegooi van 'n bietjie meer tot baie. So dan vat hy die eerste, dit sal heel moontlik in dieselfde glasie wees, maar net om dit te demonstreer dat daar 4 vlakke of 4 verskillende fases in hierdie ete is met 4 heildronke, het ek dit nou in 4 glasies gesit. Hy sal dan die glasie optel, en dan sal hy vir almal sê, baie welkom aan hierdie ete. Ons begin hierdie Paasfees in die naam van die Here, van ons Vader, en ons wat in Christus nuwe mense is, ons kan sê, in die naam van Jesus, en die naam van die Heilige Gees, wat ons by mekaar gebring het, sodat ons sy fees kan vier. Hierdie is een van die 3 belangrikste feeste, en so dit is een van die feeste wat die Here eintlik gesê het, julle moet dit doen, en ons is hier om die stem van die Here te gehoorsaam, en om te drink. En dan drink ons almal die eerste glasie, en ons sê vir mekaar, seën jou, wees geseënd, en geniet die ete, geniet die hele Paasfees, en jy maak hom leeg. Dis druiwesap, okay? Die Jode
ek het mos nou gesê, hulle hou van partytjie, so hulle gooi nie die nuwe ene in, as jy die vorige een nie klaar gedrink het nie, en ek dink dit is hoekom hulle by die klein begin en nie by die groot begin nie, net so tussen ons. Goed, dan vat hulle van die soutwater en 'n takkie van die petersilie. En hierdie is 'n stukkie van 'n seremonie vooraf, wat jy dit indoop in die soutwater, en stukkie petersilie wat 'n bitterkruie is, jy kan die radyse ook hier gebruik, jy kan selfs van die komkommer ook hier gebruik, maar die een wat hulle meeste gebruik, op hierdie stadium, is die petersilie. En hulle gaan, terwyl hulle dit doen, dan vertel die man van die huis, die pa van die huis, en sê, die bakkie is ons trane, wat ons gehuil het, in die tyd toe ons slawe was in Egipte. Dit is 'n simbool van die slawerny, van die bitterheid, die trane wat gehuil is van al die Jode. En die bitterkruie is 'n simbool van die bittertyd van slawerny wat ons moes deurgaan. En ons vier dit dat die Here ons bevry het. Nou die eerste glasie gaan eintlik daaroor wat die Here gesê het. Wat het hy, die belofte wat hy vir sy volk gesê het? Hy sê, ek is die Here, ek gaan jou uitbring, wegbring, gaan jou wegvat van waar jy is. En dan vier hulle juis, die Here het ons weggevat. Ons eet nou hierdie en ons dink terug aan die swaar tye wat ons gehad het. Nou, ons as Christene, dink aan die swaar tye wat jy gehad het. Dit gaan nie net oor die Egiptenaar, die Israeliete wat uit Egipte uitgetrek is nie. Die Here doen nou nuwe goeders in ons lewe ook. So, dink nou oor jou trane. En dink nou oor waarvan hy jou bevry het, waar het hy jou kom weghaal. En dit is deel van wat ons hier oordink, terwyl ons hierdie stukkie ding doen. Nou, terwyl dit besig is om te gebeur, dan kry hulle so 'n bietjie van die broodjies, elkeen 'n broodjie, en dan gaan hulle ook van hierdie, ek dink ek het dit verkeerd uitgespreek, ek dink ek het net iets gepraat van 'n gasoret, maar dit is 'n garouset, die fyngekapte appel en fyngekapte neute en 'n bietjie heuning, en dan eet hulle dit amper soos 'n doopsousie, saam met die broodjie, en ekskuus, ek wil nie baie eet nie, ek wil nog vertel. Hulle eet dit, en dan sê hulle, dit was bitter swaar wat ons deurgemaak het, en ons het baie gehuil, maar die Here het altyd iets soet in ons lewe ook. Die lewe bestaan uit dit wat swaar en bitter is en sleg is, en dit wat soet en lekker is, en dit is gemeng in die lewe, en ons dink daaraan, wat is die lekker tye binne die swaar tye? Daar was goeie tye ook. Ons het as familie byvoorbeeld by mekaar gekom in 'n moeilike tyd en 'n wonderlike ete gehad, of 'n bietjie van 'n wegbreek naweek wat ons 'n piknik gaan hou. Dink aan sulke tipe van goed wat die bitter van die lewe saam met die soet geniet word. En ons meng hierdie twee, so hulle dink daaraan ook in hierdie tyd. Ons dink aan die afgelope tyd in ons lewe waar daar voorspoed was. En jy doen dit saam met 'n stukkie van die slaai, jy moet nog slaai een wees, 'n stukkie van die slaai ook, want die slaai is 'n simbool van die voorspoed wat die Here vir ons gee. So ons dink aan die voorspoed ook, en eet dit ook saam met die mengsel. Dan gaan die pa van die huis, en hy maak dan die 3 broodjies wat hy eenkant gesit het oop, en dan begin hy die hele storie vertel wat het met Israel gebeur, van hulle, van die feit dat van Abraham af na Egipte toe gegaan het, en hulle daar gaan woon het, en hulle daar vir 400 jaar was, vertel die hele storie. En dan doen hy vat die middelste een van die 3 broodjies haal hy uit, en hy breek dit in 2. En dan sit hy die stukkie terug, en vou dit weer toe, en dan sit hy daardie stukkie weer daarop. Dis nou terwyl hy die hele storie van Egipte vertel, en die storie van die pla, en al die groot dinge wat die Here gedoen het, sy magtige dade wat hy gedoen het, sy sterk hand, hoe hy sy sterk hand vir Farao gewys het, en hy vertel al hierdie goeders. En dan is daar 'n tydjie van vra,
die kinders word eintlik geleer om vrae te vra reg hierdie tyd. So hierdie tyd is nou die tyd vir vrae, wat die kinders vra. Hoekom is hierdie goedjies hierso? Wat beteken hierdie glasie? Hoekom is dit nou anders as verlede Sondag of verlede Saterdag se Sabbat ete? Al hierdie tipe van vrae, vra die kinders en dan word daar antwoorde gegee. So dis 'n hele geselsding met vrae wat gevra word en hulle antwoord en maak grappies en geniet die hele interaksie met mekaar in hierdie tyd. Okay, en dan kom hulle by die punt wat hulle weer vir 'n tweede keer hande was. Nou, dit is nou interessant by hierdie, dis nou anders, en terwyl die jongste kind weer omgaan en 'n tweede keer hulle hande was, voor die hoofete nou begin, hierdie was eintlik half 'n bietjie van 'n seremonie voor die tyd, dan was ons weer hande, en dan kom ons by die stukkie wat ek die broodjie wat halfpad gebreek is. Gewoonlik is dit 'n lekker groot brood, maar wat ek dan uitdeel aan die ouens, en wat hulle almal dan van die goedjies, ek het net gesê, okay, hulle het dit nou 'n bietjie geëet ook, ek het die hele storie vertel, maar wat dit nou half eintlik deel is van die ete, dis nie net 'n formaliteit wat ons eintlik half net proe nie, ons eet nou, ons maak amper 'n toebroodjie van slaai, en van hier sit 'n tomatietjie, en dalk is hier nog 'n bietjie van 'n komkommer wat ek 'n toebroodjie van maak, en ek sit hierdie broodjie, maak 'n lekker toebroodjie daarvan, en nou eet ek die toebroodjie. Okay, dan het almal deel aan hierdie middelste broodjie, en almal eet, en dit was heeltemal aanvaar gewees, dat dit op hierdie punt van die ete was, en die ete waar Jesus die nagmaal ingestel het, waar hy vir die mense gesê het, neem, dit is my liggaam, neem die brood en eet dit is my liggaam wat vir julle gebreek is. En hulle het op so 'n manier die brood geëet, want dit was deel van die hele storie. Hy het net op hierdie punt, hierdie stukkie broodjie betekenis gegee. Nou die 3 broodjies, ons weet dit nou, hulle het dit nie geweet nie, staan vir Vader, Seun en Heilige Gees. En die Seun broodjie is uitgehaal en gebreek. Nou okay, die halfte een is teruggesit, die ander halfte het ons geëet. Ons gaan nou kyk wat met die ander halfte gebeur. Goed, dan kom die tweede heildronk. Dan sal die pa weer opstaan en sê, kom lig julle glasies, almal se glasies is weer volgemaak, ons eer U Here, die gewer van graan. En dit is nou eintlik, hy doen dit, juis in die tyd wat hulle hierdie broodjies eet. Okay, dis amper soos 'n heildronk, 'n gebed vir die broodjies. Ons eer U Here as die gewer van graan, sodat ons dit kan eet, en dat ons saad het om te kan saai. U is die brood vir die lewe. En dit is die heildronk wat hulle instel, en drink die heildronk, eet die broodjies, almal van hulle is dan saam, weer eens, dis die inleiding daarvan, en verder kuier almal, lekker gesels. Dan kom ons by die punt wat ons wat hulle weer eens, is nou amper 'n tweede keer, die bitterkrye eet. Hulle sal van die bitterkrye weer eens in die soutwater doop, selfs die slaai in selfs ons voorspoed kom nie sonder trane nie. Ons teenspoed en slegte dinge kom nie sonder trane nie. Dan sal hulle selfs van die eier eet en sê, die eier is 'n simbool van die siklus van die lewe. Ons vier die voortgang, die siklus van die lewe, want dit is hoe die Here dit vir ons gee. En dan eet hulle 'n stukkie van die eier ook. Goed, tweede glasie, hulle wag tot almal se tweede glasie klaar gedrink is. Dan kom hulle by die derde glasie. Dan kom die pa, hy staan weer op, en dan sê hy, ons eer U, Here, dat U vir ons voorsien. U is nie net die brood van die lewe nie, maar U gee vir ons selfs die vleis van die lam om te eet. En dan het hulle nou die lammetjie geslag, dis nou al gebraai, of teen hierdie tyd sal hulle dan die vuur gaan maak
en braai. So dit gaan 'n lang storie raak hierdie. Dis nie dat alles nou klaar is nie. Die eerste deel is nou afgehandel. Die heildronk is ingestel. Ons gaan nou eers vleis braai en as die vleis klaar is, sal hulle dalk weer hierdie derde koppie opneem en heildronk drink en bid vir die hoofete. En dan sal hulle die vleis kom dan daar. Elkeen kry 'n eier. Die slaai word ingeskep. As daar nog groente is, groente. Ek meen, jy skep jou bordjie vol. Dis mos hoe ons geleer is. En dan gaan eet ons. En dan is dit 'n heerlike, lang, lekker kuier ete. En hierdie glasie kan maar weer leeg word en volgemaak word, totdat die volgende fase kom. In hierdie tyd, wanneer hulle nou begin eet, dan vat die pa van die huis, dan skelmpie sonder dat iemand sien, dan vat hy hierdie broodjie, die middelste ene, die halwe ene wat oorgebly het, en dan gaan steek hy hom iewerster in die huis weg. Hy gaan steek hom iewerster weg, dat niemand hom kry nie, en as die ete nou min of meer klaar is, die kinders eet mos altyd vinniger, hulle is klaar en dan kry hulle die opdrag. Gaan soek die verlore ene, die vergete ene, die weggesteekte ene. Dan moet hulle dit gaan soek. Hulle weet nou, dis 'n broodjie en die broodjie is weggesteek en hulle is nou besig en op die ouene, as hulle terugkom en een van hulle het dit gekry, dan is daar 'n groot blydskap. Hulle kom ingejubel en sê, ek het hom gekry, die weggesteekte een het ek gekry. Wat simbolies is, onthou jy, hierdie is die middelste broodjie, dis Jesus. Wat die Jode nooit geweet het nie, is dis so simbolies van ek het Jesus gekry, ek is so opgewonde, ek het Jesus gekry. En as hulle nou die afikumen, dit is nou die halwe, of die broodjie wat weggesteek is, die weggesteekte ene gekry het, dan is daar groot fees en dan is dit tyd vir pudding. En pudding is dan, ek gaan hom nou nie klaar drink nie, al is dit is druiwesap, maar nou ja. Pudding is, Romeis, hulle het lekker Joodse disse wat hulle maak vir pudding. Ek het nou sommer sjokoladestukkies gebreek vir ons pudding, maar die pudding gaan daar deur, of die puddingse inleiding gaan daar deur, dat die pa dan sê, die middelste enetjie het weggeraak, van hierdie 3, hier is hy terug, ons het hom gekry, en die beloning vir die een wat dit gekry het, en dan breek ons weer hierdie stukkie en eet vir naam die een wat dit gekry het, eet omtrent die grootste deel daarvan, en hy kry dan die eerste deel van die pudding, of 'n groot deel van die pudding, kry die enetjie, wat nou die afikumen gekry het, en dit is nou deel van die pudding gedeelte. En as hulle nou die pudding eet, as hulle nou daarby kom, dan kom hulle by die 4de beker, wat hulle sê, Here, ons eer U en ons dank U dat U vir ons beloon as ons soek, en dit gaan oor die wat soek sal vind, en ons loof U dat wanneer ons soek na U, dat ons U gaan vind, en hulle maak nogal iets daarvan met 'n gebed en maak 'n heildronk en sê, mag julle soek wat julle vind, of mag julle vind wat julle soek, en dan het hulle 'n 4de glasie, 4de instelling, en dan eet hulle pudding. Dis nou die 4de glasie. Nou is daar 'n klomp wat sê nee, daar's 'n 5de glasie ook. Die Jode, hulle hou van partytjie. So daar's nou 'n 5de glasie ook vir sommige van die Jode. Wat hulle sê aan die einde van die hele ete, dan sing ons lekker vrolike loflied, sing 'n bietjie saam. Nou Jode se musiek, dit kom natuurlik. Dis amper soos ons van die kulture in Suid-Afrika, dit vloei net. By hulle ook, dis ritme en dans, en dit sal gewoonlik gepaard gaan met sommer lekker groep dans, van almal saam, en yes, dan is daar 'n spesiale seën. Die Here seën jou, en hy beskerm jou, die Here lig sy gesig op na jou toe, en hy sal jou bewaar, die Here draai sy gesig, sy oog na jou toe, en hy sal jou seën. Dit is die hoëpriesterlike seën. So 'n spesiale seën sal die pa dan uitspreek, en dan die 5de glasie ook drink. En natuurlik is daar sommige wat sê, nee, daar moet 'n 6de glasie wees. En dis die Jode wat nie in Israel is vir daai tyd nie.
Hierdie fees moes eintlik in Jerusalem gewees het, en die wat nie in Jerusalem is nie, drink nou die 6de glasie, wat hulle vir mekaar sê, volgende jaar in Jerusalem, volgende jaar in Jerusalem, dan drink hulle die 6de glasie. Die hoofsaak is, daar's vier fases van die ete, en dan die afsluiting dalk die 5de ene, maar die 4 is die belangrikste. Hierdie 4 sê iets van die 4 goed wat die Here gesê het. Hy sê, ek gaan jou uitbring uit jou slawerny. Ek gaan jou red, jou rescue, jou wegsnatch. I will redeem you. Ek gaan jou loskoop. En ek gaan jou myne maak. En dit is simbolies wat hierdie 4 glasies van die Paasfees ook sê. Op die ou ende dan sê ek, wat die Here sê, die laaste ene, ek gaan jou myne maak. Dis my belofte, ek neem dit op my om jou myne te maak. Jou wegtrek, jou losbreek van wat jou vasbind, jou red van dit wat jou onderkry in die lewe, jou redeem, jou loskoop met sy bloed, het hy jou losgekoop. Dis wat Jesus gesê, die 3de glasie, dis die nagmaal. Die 3de glasie, net voor die hoofmaal wat hy gesê het, hier is my bloed, neem dit. Dis versoenend vir die Vader, van die Vader, of versoenend met die Vader. En wat daar is dat, I will redeem you with my blood. Dis wat ek gaan doen, ek gaan jou loskoop met my bloed, is duur, baie kosbaar. Okay, en dan die laaste ene wat hulle sing, ek gaan jou myne maak. Goed, hier is hy. Ek hoop julle gaan dit geniet. Daar's 'n paar ander goedjies, as jy nou nie skaapvleis gekry het nie. Die Jode het later, omdat skaapvleis duur en skaars is, het hulle hoender begin gebruik. So hoender kan ook gebruik word. Dis nie 'n wet dat dit nou net 'n skaapie moet wees nie. Dit kan hoender ook wees. So hulle het later glad nie vleis gebruik nie en die eier in plaas van die vleis gebruik. Kan julle dit glo? Eintlik baie Jode gebruik dit vandag so. Mense, geniet Pasga, geniet hierdie ander tipe fees, en dan gaan ek iewerster met julle praat oor wat nou. Ons het nou die Pasga gevier, dis die een fees, maar daar's mos nog ander feeste. Die fees van die ongeskuurde brode, hoe word dit gedoen? So ek sal bietjie later in die week weer met julle daaroor praat, en net vir julle 'n bietjie agtergrond gee oor die ander feeste wat nou gebeur. Maar hierdie is die hoogtepunt van Pasga. Die res van die aand sal hulle wakker bly, speletjies speel. Dis 'n deernag aand. Hierdie nag behoort aan die Here. Ek kon dit nog nie regtig reg kry nie. Dis nogal 'n rowwe ding, om deernag wakker te bly. Vir die eerste keer toe die ouens dit gedoen het, hulle was gereed, aangetrek, hulle is oorgehaal om uit te trek uit die land uit Egipte uit, weg te trek, dat die Here hulle weglei, en die Here was getrou. In daai selfde nag, terwyl hulle nog besig was om te eet, of whatever te doen daai aand, het die gerugte deurgekom, trek, hardloop, vlug vir julle lewens, pak alles op wat julle het. Laaste dingetjie, alles word opgeëet, niks bly oor tot die volgende dag nie. Dit wat oorbly, word in dieselfde vuur verbrand as wat hulle gebraai het. Dis die tradisie, dis van die eerste aand af, of van die eerste keer af, met die uittog uit Egipte, wat dit voorgeskryf was, en van daar af doen die Jode dit nog steeds. Hulle eet alles op, en dit wat nie opgeëet word nie oorgehou vir die volgende dag nie, dit word verbrand. Die Egiptenare gaan nie hiervan eet nie, ja, hulle, daar is hy, dis verby. Great, geniet dit.